Want die skrif sê, jy mag, 1 Timoteus 5 vers 18, want die skrif sê, jy mag 'n os, wat is 'n os? Steek 'n hand op as jy weet wat 'n os, hou hom daar, wie weet nog, hou jou hand daar, almal wat weet wat is 'n os, hou jou hand daar, wat is 'n os? 'n os, 'n os, ok, kom ek vra vir Rikus 1, wat is 'n os? Ok, kom ons stel dit beter. Dis 'n bil wat gekastreer is. Sal haar 'n piep opsit. Dit sal my tweede piep op kruiskyk wees, maar ok. Ja, ag nee, jy het nie vieslik gesê nie. Jy het mos nou nie lelike woorde gebruik nie, maar hy sê wees wys en koop die tyd uit. So ou sal nou net wys wees. Maar en ek sien die editor maak sy foon oop om 'n nout te maak, te weet waar moet hy na wat kyk. Laat dit nie deurglip nie. Maar ok. 'n os is 'n bil wat gekastreer is. En hulle het hom baie gebruik, hy's mos sterk vir sekere werk. Nou wat baie keer gebeur het, hulle maak aan hom 'n paal vas op sy skof. Dan die paal is op 'n klip wat so rond is. Daai klip is weer in 'n ander klip. Dan gooi hulle die koring in. Dan loop hy al in die ronde en hy maal. Jy sal nou nog hoor van hulle praat nou van stone grind koring. Ek het 'n sak gekoop nou. 'n Stone grind koring, maar nou net met masjiene. Ek dink ons moet by Sof so iets doen en dan almal wat gestraf word, kry so dit sal nog al die media haal. Kry die skop, dan loop jy al in die ronde. Dit kan nog al werk. Dan tel jy byvoorbeeld, jy moet vandag 300 keer loop. Daai ou kry straf 6000 keer. Dit kan nog al 'n oulike storie raak. Ek is seker die koerante sal aan belangstel en ons verkoop stone grind. Koring, wanneer die stone gegrind is. Ek wonder wie sal ons nou eerste gebruik. Ok, ons sal net die skof laat hy vir groot mense en klein mensies werk. As Anel moet gaan, al in die ronde Anel. Ok, kom ons kom by die punt. Want die skrif sê jy mag 'n os wat gaan graan dors. Wat is graan? Mense, julle wat nie hierdie goed weet nie, wat die boerdery ken nie, moet dit Google. Graan is nou jou, nou is dit mielies, koring, alles. Maar dit was koring in die Bybelse tyd. Nie mylband nie. Wat is mylband? Mylband beteken, hulle het hom om sy bek, maak hulle hom toe. Laat hy nie die goedlope opeet nie. Want hy maal mos nou en dan vat hy hier 'n hap en dit. Ok. Die arbeider is sy loon werd. Wat het dit te doen, hierdie os storie, met my en jou? Pastoor, sendeling, wat God hier sê. Jy wat werk in die bediening. En daar kom geld in en daar's 'n jy koop hamburgers. Jy mag ook, jy hoef nie 'n mylband op jou mond te sit nie. Jy mag ook 'n hamburger eet. Jou kind mag ook 'n hamburger eet. Die geld wat inkom, die tiendes, die kerk kan vir jou ook 'n deel gee, dat jy kan klere koop vir jou, dat jy kan petrol ingooi in jou kar, dat jy 'n voertuig kan hê. Dis wat hier staan. Nou in plaas van nou jou gemeente elke Sondag te kap oor finansies, kom 1 keer, 2 keer 'n jaar en vat so 'n versie. Man, ek sal nou natuurlik weer 'n bees gekry het. En hierdie goed alles in die kerk doen. En hierdie hele prentjie of ek sal 'n gemeente lid soos 'n bees opgemaak het. En dan gegrind het en dan gewys het. En vir altyd sal hulle onthou. Of jy vat formalite, sny uit en sit hierdie bak in en loop, roep die kindertjies in die kerk. Ek wil julle net 'n bietjie aan die gang kry om te dink aan 'n preek. Nou maak jy 'n bak, formalite bak, sit 'n paaltjie aan, roep die kindertjies een. Jy's nou 'n besie, hoor? Maak hom rooi is vir jou vas. Loop. Gooi 'n bietjie koring. Dink jy nie daai kind as hy groot raak, sal hy altyd onthou, ek moet my deel vir God gee nie. En as ek werk vir God, mag ek ook van dit gebruik. Nee, in plaas van dat jy nou in die oggend daai skrifgie nou vinnig gelees het. Kom jy agter? Ek het hom gevra, hoe? Wat beteken dit? Wat is graan? Wat is mylband? Wat is 'n os? Vra jou skrifvrae. Het ek julle daar? Ek kom met agter, ek het julle daar. Ok, kom ons gaan 'n bietjie aan.
Ek moet hierdie een aanhaal. 1 Timoteus 5 vers 22. Moenie haastig iemand die hande oplê nie. En moet ook nie met die sondes van die ander gemeenskap hê. Hou jou hande rein. Vat nou daai vers. Dis jou opdrag. Hierdie vers moet jy uit jou kop uitken. 1 Timoteus 5 vers 22. En vat hom nou na Matteus 16. En hulle sal siekes die hande oplê en hulle sal gesond word. Hoor wat sê die Bybel? Jy sal siekes die hande oplê en hulle sal gesond word. Hier sê die Bybel, moenie te gou hande oplê nie. Wat nou? Moet jy nou hande oplê, moet jy nie hande oplê nie. Jy moet die onderskeid hê as jy bid vir mense. Het julle al gehoor ek sê staan bietjie terug? Het julle al gehoor ek sê moenie hierdie een so aanvat nie? Dis dit. Moenie vir te gou hande oplê nie. As jy 'n oop deur het en hierdie een is met hoerery deur mekaar, dan klim daai gees oor. En vanaand kan jy nou net nie verstaan hoekom wil jy net kal goed dink nie. Jy het 'n demoon ontvang. Moet ook nie nou loop. Ek gaan nêrens my hande opsit nie, want dan is jy 'n bang arbeider. Ek lê hande op. By sommigen lê ek op nie omdat ek meer bang is ek ontvang nie, want ek is nou vol kind van God. Nie net met my mond nie, met my dade ook. Maar terwille van daai persoon, laat daai persoon hoor. Jy sal hoor as man en vrou hand aan hand staan voor in 'n kerk, dan sê ek los gou mekaar se hande. Jy wil nie, ek het al vir hierdie een gebid, dan val hy een om. Oordraging. Hierdie goed is baie belangrik. Dat julle dit weet. Okay. Ons blaai so 'n bietjie. Ek wil net gou 1 Timoteus 6 vers 10 net nout. 1 Timoteus 6 vers 10 net nout. Want die geldgierigheid is 'n wortel van alle ewels. En omdat sommige dit begeer het hulle afgedwaal van die geloof en hulle self met baie smarte deurboor. Was hierdie ryk man gered? Was hy gered? En toe hy afgedwaal van die geloof, omdat hy geldgierig was. Eenmaal gered, altyd gered. Hy ding bestaan nie. Ok, hierdie is baie belangrik. 2 Timoteus 2 vers 4. Ons het nou gekry, die os moet jy nie toemaak sy mond nie. Hy mag eet, die arbeider mag lewe. Maar ons het ook gekry net daarna, as jy geldgierig raak, dan raak jy van die pad af. Nee? So jy moet die hele tyd hoor wat sê die Here hier vir jou. Jy moet nie jou rykdomme bou nie. Hy ding mense, ek kan regtig die Here dankie sê, dat ek by hierdie tyd hier trek en laat my help. Ek doen deesdae bemarking, ek is die bemarker vir die bediening. Maar weet jy wat is lekker? Ek sal ook pastore aanbeveel, dit wat jy oor bemarking doen, moet jy nie 'n sent van daai projek in jou sak druk nie. Want dan kan jy dit maklik doen. Ek kan op die Facebook gaan en sê, wie wil R100 'n maand gee vir meel? Want ek weet, nie 'n sent gaan in my sakkie. Ja, in der waarheid, wanneer ek met pap en gospel uitreik, en ons het die aand nou, eet ons pap en sous en wors, dan word dit daar uitgekoop. Dan eet ek ook saam. Maar daar's nie 'n ryk word ding, iets wat ek in my kus kan saamvat nie. Of wat by my huis gebou word daaroor nie. Bid die Here dat jy so kan altyd onafhanklik wees. Dit help baie, maar daar's niks fout om met die evangelie te lewe nie. Daar's niks fout nie. Ek het te lank gevat om dit te doen. Ek was altyd bang. Dis verkeerd. Maar hoor nou hierdie een, 2 Timoteus 2 vers 4. Niemand wat 'n krygsman is. Nou weer, nou vra ons 'n vraagie. Wat is 'n krygsman? Steek op jou hand. Wat is 'n krygsman? Is daar nog iemand wat weet? Maar Alvarik is een. Ok, Anel. 'n man wat veg. Wat sê jy, Rikus? Konstante hoë bloedsuikervlakke is die hoofoorsaak van tipe 2 diabetes, insulienweerstandigheid en oorgewig. 'n Lae GI-dieet kan help om bloedsuikervlakke te beheer, eetlus te demp en diabeteskomplikasies te voorkom. Manna bloedsuikerbeheertablette help om die GI van die voedsel wat jy eet met soveel as 43% te verlaag en daarom help dit om bloedsuikervlakke te beheer.
Die produk kan saam met enige dieet gebruik word en is beskikbaar by alle apteke. Besoek mannaplus.co.za vir meer inligting. Wat vir die gemeente sal gaan veg. Okay, krygsman is 'n soldaat. Krygsman. Hy's in 'n geveg, is 'n soldaat, né? Kom ons kyk gou hierso. Niemand wat 'n krygsman is, wikkel hom in die werksaamhede van die lewensonderhoud nie. Wat hy hier sê, 'n krygsman is 'n soldaat. Gaan nie nou vir 'n keffie gaan opsit om geld te maak nie. Hy kry pay eind van die maand. So hy gaan hom nie inwikkel met lewensonderhoud nie. Hy weet sy pay kom in die bank, die soldaat. Hy hoef nie nou nog 'n ekstra hoenderboerdery te begin, soos Roy is nie. Nee. En dan eet die muishonde die hoenders, verstaan? Okay, nou kom ons vra nog vrae. Krygsman, lewensonderhoud. Sodat hy die een kan behaag wat hom vir diens gewerp het. Wat sê hy? Die soldaat moet hierdie generaal wat hom vir diens gewerp het, hy moet hom behaag. Hy kan nie gou middag 2 uur Chila. Vroeger jare was dit so. Toe jy 'n polisieman was, mag jy nie ekstra werk gehad het nie. Want jy moet die polisie behaag. Jy moet die polisiekommissaris behaag. Jy kry jou pay eind van die maand in die bank. Jy kan nie nog 'n winkel ran en 'n swysbesigheid ran nie. Nou ran hulle chot deur al die goedjies. Okay. So wat sê die vers? Soldaat, kind van God, jy wat geroep is, jy moenie nog sit te sukkel om geld bymekaar te kry nie. Behaag die een wat jou vir diens geroep het. En wat sê hy dan eintlik vir jou? Want hy sal vir jou sorg. Niks fout, nou moet jy dit weer saam lees. Moenie dit 'n wet maak nie. Vir die een nou is dit. Jy het niks projekte nie, jy gaan net. Maar Paulus het deur die dag tente gemaak. Vir 'n paar seisoene in sy lewe. Tente gemaak en in die aand het hy gaan bedien. So hy het 'n geldjie bymekaar gemaak. Hoor julle, jy lees altyd die Bybel so. Nou hierdie vers vat en sê, geen pastoor mag aan 'n werk hê nie. Die ideaal is ja, dat 'n pastoor nie 'n ander werk. Die ideaal is dit. Maar baie keer werk dit nie so uit nie en God eer dit ook. Die pastoor wat werk deur die dag, maar vanaand gaan preek hy. Is eintlik mooi van party mense wat dit doen. Okay, so ons lees dit. Kom ons maak klaar. Ek dink ek sluit af met hierdie vers. 2 Timoteus 3 vers 12. Lou, ek sien jy bly nie skryf nie, maar ons gaan nou gesels. 2 Timoteus 3 vers 12. En almal wat ook godsvrugtig wil lewe in Christus Jesus sal vervolg word. Kom ons doen dit weer. Ek wil julle leer. Godsvrugtig. Nou sal ek sit. Al sit jy heel 'n halfuur die oggend by jou gebed, net met dit. Wat is godsvrugtig? Wie wil al hand opsteek? Wat is godsvrugtig? Om vrug in God te hê. Om te vriendelik te wees is godsvrugtig. Is 'n vrug. Om selfbeheersing te hê en nee te sê vir die drugs is godsvrugtig. Om vrede te hê is godsvrugtig. Nou hoor wat sê. En almal wat godsvrugtig wil lewe. So jy wil heilig lewe, jy wil mooi lewe. Wat gaan jy oorkom? Wat sê hy? Almal wat godsvrugtig wil lewe in Christus Jesus sal. Wag, kom eers by dit, in Christus. Die moslim lewe ook godsvrugtig. Hy lyk verskriklik oulik hoe hy rook jy, hy drink jy. Maar hy's nie in Jesus Christus nie. So jou godsvrug moet in Jesus Christus wees. Wat gaan dan gebeur? Sal vervolg word. Wat gaan jy oorkom? Jy gaan vervolg word. Ek vra weer, wat gaan jy oorkom? Mense gaan jou katassa. Jy gaan moeilikheid kry. So moenie bediening toe gaan en God dien as jy bang is jy gaan vervolg word. Jy gaan vervolg word.
As jy rook skelm en 'n ou skel jou, word jy vervolg. As jy syp en jy het babbelas, is dit vervolging. Hy pyn in jou kop. Wie het gesê, ja, jy. Dat is Satan. Maar hoor gou mooi, as jy sê, mense, by 'n party, hoekom drink jy 'n dop saam, man, dinge? En 'n ou sê vir jou, man, jy's simpel. Ag, jy's net snaaks wat jy nie wil drink nie. En toe as jy by 'n party kom, moenie vir die mense preek oor drankie asseblief. Koop die tyd uit met wysheid. Gaan die naweek, bly net stil. Ek drink my koeldrank. Gaan ek Coke drink? Nee, nie een keer nie. Ek bedink die dinge wat daar bo is. Vir my is dit al belangrik om iets te drink laat daai mense sien. Ek staan ook weg by 'n counter as ek ingooi. Ek wil hê elkeen moet nie na die naweek dink, het hy nou nie maar gedrink nie. Hulle moet na die naweek, my na 'n week of 2 bel en sê, Roy, as ek sien jy het nie gedrink nie, ek wil ook graag ophou drink. Vir my gaan my hele lewe net oor Christus. Ek is nie eers lus vir die naweek nie. Ek wil by my huis sit 'n bietjie. Maar as ek kan vir Christus 'n klompie siele by hom kry, deur my optrede, dan is dit lekker. Bedink die dinge wat daar bo is. Amen. Nou, ek het vir Marian gevra, hy moet vir my kom krokodil braai. Nou, 'n reunie werk so, as mos net die matriek van daai jaar. Marian was mos nou nie saam met my matriek. Nou weet ek van een ou wat hier gaan kom nie. Toe gee ek hy naam vir Marian. Want na 40 jaar sal hy nie meer weet of dit die ou is nie. Is dit reg? Nee, ek spot net. Okay. Ons sluit af 2 Timoteus 4. Ek het hier een baie blou gemerk, laat ek hom lees. Verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid, wat die Here die regverdige regter my in die dag sal gee. En nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het. Lê hier so in die bed, dan dink jy, dit sal hom lekker wees as hy kom. As jy nie dit droom nie, dan is daar sonde in jou lewe. Dan is jy ge-worry. Maar as jy daar by die huis loop en jy dink, as dit nou oopbreek, dit sal hom lekker wees. Ek sal dit nogal like, as Jesus met die wegraping kom, maar ek sal like as hy so stadig, as ek so op, nou ek net terugkyk, ek sê, daar lig Amok, jy, Tswana, jy's by, hier lig die Zulu, maar hy sak hy terug, wat gaan daar aan? Nee, hy try spring, om op te kom, maar hy kan nie opkom in die rapture, Zulu, jy spring, rapture, jy spring, maar jy gaan nie, daar Amok, hoe gaan sy? Gwen, daar gaat sy, Rikus 1, hy hardloop tot door op die dak, spring, en val weer af. Ek maak net grappies hoor, ek weet julle sal reg wees, en julle sal, Aiden, hy sit daar by die huis, hi, hallo, ja, ek kom nie deur na School of Fire toe, so Roy is daar, hallo, hoe is Siniek, en sy sê aan die ander kant, ek is al een wat hier is, Aiden. Nou waar is die ander? Nie, hulle het hier nie lig opgegaan. Hulle noem het die wegraping. Hy, maar ek het nou agtergekom, ek wil terugkom, ek wil nou, nee maar daar is nie meer om Roy is nie. Daar is niemand, ek sit nou alleen hier op die plaas, ek wil nog die krokodille ook kyk, Fredo is ook weg. En daar sit sy nie so. Sy sê, wow, Aiden, wacht nie, hier kom Madeleine aan, nee, ek is nie heel alleen nie. Ok, maar in elk geval, hoe erg sal het nie wees, as ons agterbly nie, hè, Madeleine? Hier staan Fredo se skoentjies. Hoe lief het ek hom gehad nie? Waar is hy nou? Ek sluit af met 'n wonderlike bevestiging van Waldo. Die ouetjie wat hulle vir my koerante toegevat het, en so in die koerante uitgetrek het, dat hy autisties is, hier neem hy vandag af. Hy is gesond. Hy kom nou na my toe, ek het baie daai aanhaling, vandat ek gered is, daai openbaring gekry. Nou, 30 jaar terug, was daar nog nie so baie van aliens. Toe het ons net, af en toe kry jy spook asempie of 'n dingetjie met 'n alien gesiggie. Toe begin dit eers op die toneel kom. Toe het ek altyd gesê, na die wegraping en rapture, gaan hulle sê die aliens het die aarde aangeval.
Want die ou wat nuus lees, gaan ons nou nie sê hy was 'n sondaar en agtergebly nie. En toe hulle gaan ry met 'n kar en die geredde agter die wiel uit, vliegtuig uit, die pilot wat gered is. Dink 'n bietjie, jou geredde pilot, daar gaan hy. Daar is nie nog 'n pilot nie. Ander 400 gaan. Jan Smits, Oliver Tambo is hier aan die einde, maar ons het niemand om te land nie. Julle gaan ook nou net die mense sien. So jy moet net vandag bekeerheid uit. Maar hoor gou, dis wat gaan gebeur, chaos. En die nuusredakteur sal moet sê, wat het gebeur? Wat gaan die wetenskaplikes sê? Die aliens het die wêreld aangeval. Dis wat hulle gaan sê. Maar jy, as jy agtergebly het, moet weet daai dag, it was the rapture, and you stay behind, because you did not serve God. And then there's 7 years. You must spread the word of God in that 7 years. Owen, as jy eendag hier loop en almal is weg hier op die terrein, dan moet jy weet dat dit gebeur, hoor. Wat gaan jy dan maak? En krokodille verkoop. Ek glo jy gaan saam, Owen, hoor jy? Glo jy gaan saam. Die Here seën. Spear International takes teams on mission trips throughout the world. We went with one of their teams to Ethiopia to see if missions were dead. A lot of people think when you are a missionary, it's a second-hand job. It's something you do after getting a degree. The army is here in front. They come to take us. But due to safety reasons, me and another guy is going to go first. You need to bring them that hope. Two of our other team members have just been arrested.